I've always had this one philosophy in my life, and I've been trying to teach everyone at Canonical. They know it. Don't reinvent the wheel. I think where a lot of young winemakers go wrong today, they have to be different. And we've stepped away from that, you know. We believe in what works, keep it. Canonical het 'n nommerplaat. Jy kom nie in hier as 'n wynmaker en jy kom en verander alsie. Die vorige wynmaker maak seker dat die ou wat hom opvolg, gaan hou by waarvoor Canonical staan. Niks in die wynmaakproses word hier gejaag nie. Die wyn is soveel jare in die hout, soveel jare in die bottel voor hy vrygestel is. Verstaan, daar is in die middel 80s besluit dat hierdie plaas is absoluut 'n Cabernet Sauvignon Pinotage plaas. En dis waar by ons bly. Daai twee variëteite is 90-95% van die produksie. En absoluut net gebly by dit. Verstaan, daar's nooit, ons volg nie 'n fashion of een of ander mode, want nou is Sauvignon Blanc of iets miskien in die mode. Canonical, dis hoekom ons ou wingerd het. Verstaan, daar's ouens wat wingerd plant en dan 3-4 jaar later trek hulle dit weer uit, want dis nou nie meer, verstaan, dit word hier, sulke foute word hier gemaak. Paul Sauer, hy was my oupa van my ma se kant af. Hy was eintlik 'n politikus. Ek dink hy was 26 jaar oud. Toe sit hy in die parlement. Hy het ook 'n passie gehad vir wyn. Hy het altyd gesê wyn is vir konings en koninginne, maar ook vir Jan Alleman op die straat. Ons het in 1981 het ons begin om 'n versnit wyn op te maak. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc en Merlot. Ons moes die wyn 'n naam gee. Die besluit was maar, hy het so 'n groot rol gespeel in die wynbedryf in Suid-Afrika. Ons noem die wyn Paul Sauer. Die werk hier met 'n blokke soos Paul Sauer, goed wat invloed van die koue bries waar ons sit in 'n vortex met die Simonsberg. Daar is net nie sulke flavours en blokke in die land. Hier is net iets hierso wat die plek spesiaal maak.